leef. Omdat hy leef, sien ek kans vir die dag van môre. Omdat hy leef, is alle vrees. Die is nou bedien, alle vrees nou weg. Prys die Here, hier is hy wel. The stones been up. Prys die Here, halleluja. En jy moet nie terughou nie. Jy moet nie terughou vanaf. Prys die Here, halleluja. He's alive and well. Let's go feel all the way. He's alive and well. He's no longer weary. He's alive and well. I can hear the angels say, let go the empty tomb. He's alive. Oh, he's alive and well. Let's go feel all the way. He's alive and well. He's no longer weary. He's alive and well. I can hear the angels say, let go the empty tomb. He's alive. Oh, he's alive and well. Let's go feel all the way. He's alive and well. He's no longer weary. He's alive and well. I can hear the angels say, let go the empty tomb. He's alive. He's alive and well. Let's go feel all the way. He's alive and well. He's no longer weary. He's alive and well. I can hear the angels say, let go the empty tomb. He's alive. Hallelujah. Oh, he's alive and well. Let's go feel all the way. He's alive and well. He's no longer weary. He's alive and well. I can hear the angels say, let go the empty tomb. He's alive. He's alive and well. Let's go feel all the way. He's alive and well. He's no longer weary. He's alive and well. I can hear the angels say, let go the empty tomb. He's alive. He's alive and well. Let's go feel all the way. He's alive and well. He's no longer weary. He's alive and well. I can hear the angels say, let go the empty tomb. He's alive. Hallelujah. Praise the Lord. Glory. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Nou dit is sien, want jy kan klap, ek het gehoor, dit is stem, wat gaan jy daarmee doen? Sien, halleluja. Yes, he's alive, soos ons op ons leer. Ons moet nie dood vergaan nie. Die graf is weer. En die doek wil hê. Ons het dit vanmorgen gehoor. Die doek wil hê. Maar die een is opgevul. Die een is opgevul. Onthou dit, die graf is weer. Prys die Here. Halleluja. Die graf is weer. En die doeke leeg, met vreugde borrel, die engel sê, Joseph nou Jesus, hy is die grootste lewe, hy opgestaan, die graf is weer, en die doeke leeg,
weet om saam te gaan. Prys die Here, halleluja. Glory to God. Halleluja. Jy moenie stil raak. Jy moenie stil raak in hierdie kerk. Jy moet die naam van die Here groot maak. Want hy is ons waardig om verheerlik te word. Prys die Here. Halleluja. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out for the signs of His eternity. Won't be long in majesty today. Oh yes, He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out for the signs of His eternity. Won't be long in majesty today. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out for the signs of His eternity. Won't be long in majesty today. Oh yes, He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out for the signs of His eternity. It won't be long in majesty today. Oh yes, He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out for the signs of His eternity. Won't be long in majesty today. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out for the signs of His eternity. Won't be long in majesty today. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out for the signs of His eternity. Won't be long in majesty Ons het al gesing hier se daai. Ons het gesing, hy is in die graf. Ons het gesing, he's coming back. Yes. En waar is ons? Nie waar is ons? Ons het anker. Ons het 'n anker waarin ons kan vas. Kom met hy kom. Prys die Here. Kom ons sing lekker saam. Prys die Here. Ons het anker. Was
Weet jy hoofstuk is by die huis, ek gaan nie moet hoor. Wat is sy naam? Jesus! Halleluja! Wat is sy naam? Jesus! Halleluja! Ons het danke, wat ons was so. Die storm voor my siel ontwil. Was aan die rots, en al my deel. Ik ben die liefde van ons Heer. Ons het danke, wat ons was so. Die storm voor my siel ontwil. Was aan die rots, en al my deel. Ik ben die liefde van ons Heer. Ons het danke, wat ons was so. Die storm voor my siel ontwil. Was aan die rots, en al my deel. Ik ben die liefde van ons Heer. Ons het danke, wat ons was so. Die storm voor my siel ontwil. Was aan die rots, en al my deel. Ik ben die liefde van ons Heer. Ons het danke, die storm voor my siel ontwil. Was aan die rots, en al my deel. Ik ben die liefde van ons Heer. Halleluja! Mag iemand in die plek van die Here kan loop saam met my? Prys die Here. Sal jy loof omdat hy die ek is. Ag, kinders van die Here, kom ons doen net iets. Speel hande klap. Here, doen net iets tot eer van hierdie koning. Halleluja! Prys die Here. Here, Bashet, Dorobonta. Oh, halleluja. As jy verwagting het, waai dit so met jou. Nou ek weet, dis konferensie. Nou, by 'n konferensie is enige ding moontlik. Enigiets kan gebeur. En veral as jy blydskap het, dis 'n baie gevaarlike ding om te hê. En ek weet dat jy kan op 'n verkeerde plek jou bevind en dan kan hy blydskap jou oorval en dan ontstel jy die hele wêreld. Nou, in die plek hoef jy nie bekommerd te wees, die buurt is ingelig om te hê die blydskap. Kan jy omloop saam met my? Dis die Here. So ek wil iets doen, ek weet, dis nooit deel van 'n konferensie en ek weet ek sal gekruisig word, ek sal veroordeel word, ek sal al hierdie goed wat gedoen word. Maar ons sal dit afhandel na afloop van die tyd. Terwyl die sitplek neem van Johnny en Henrik Pai, moet die by my kom staan. En ek weet, ek sê altyd, ek het nie eens deel in die orkest en wat staan nog in die piek en hulle gaan saam met my en iets 'n koorvers sing, hulle gaan saam met my sing. En jy kan ook 'n mikrofoon vat as jy wil, jy kan in 'n vat, en julle gaan saam met my sing. At the cross, at the cross. Pastoor, asseblief, ons is nou by hierdie nuwe goed. Toe ontdek ek ons toe die nuwe goed sing, niks gebeur nie. En toe ontdek ek toe ek sing, at the cross, at the cross. Ons gaan nie opgewek sing nie, ons gaan eers die kalm vat, maar hy gaan min of meer so. En sing dit saam. Oh, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart broke away. It was there by faith
Where I first saw the light, fire O prys die Here. Ek ervaar so die wonderlike teenwoordigheid van die Here. Broer en suster, hy is hier in die aand, omdat hy vir hom kosbaar is, omdat hy 'n bemoeienis met my en jou wil maak. Prys sy naam. Ons twee lief, ek het die tema wat vir ons voorberei is. Broer Cindy Day en dan Suster Erna Nortje. Hulle is ingebid, hulle is ingeoefen in die salwing van die Here. Is beter, prys sy naam. What
measure. Savior act for me. I can't understand why He cared so much to die upon that old tree. He took my sin and all I had been, made my life over anew. There at the cross, His love called to me. Now the same love is calling to you. You ask me what love is. It's hanging on a tree. You ask me what mercy is. It's that man dying instead of me. When Jesus died, what sacrifice, what love and compassion was shown. He stretched out His hand and said, I love you this much, such mercy has never been known. And when He cried, it's finished, oh, everything changed. I'll never forget that day. Love for my name. Oh, I'll never forget that day. Love for my Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Come on, get it. Oh, praise Praise Hallelujah. Yes, amen.
en hierdie koning se naam te noem. Halleluja. Wat 'n voorreg om hierdie God te kan aanbid. Ek nog terwyl hulle die Here loof, sing die oorvers nog eenmaal asseblief. En dan sê die hande op en sê, just reach out and touch him. En vir 'n oomblik loof u die Here. Touching Jesus is all that matters. Then your life will never be the same. There is only one way to touch you. Just believe when you go on His name. Touching Jesus is all that matters. Then your life will never be the Baie dankie vir die idee om af die Here die sin wat terwyl die Here loof. Gee oor vir pastoor en die dominee baie dankie. Verlustig ons in die Here, want U het ons gegee die begeertes van ons hart. En vanaand is ek dankbaar dat ons hier by mekaar kan wees en God se naam kan loof, sy naam kan prys. En vir U dankie te sê vir al die goeie gawes. Dankie Here dat U nog met ons praat. Dankie dat die Here ons liefhet. Maar dankie ook vir die woord van die Here, vir die salwing. Ek wil die Here vereer. Amen. So 'n paar weke gelede was pastoor Stolz my skakel en my vra of ek die woord van die Here vanaand wil bedien. Toe sê ek ja. En toe ek klaar gepraat het, stap ek na my vrou toe in die kombuis en sê ek, as die Here nie goed nie, ek het daar die preek. Dat is sommer gauw. So daar was nie gespachtel en sport, die pastoor kan gespachtel en sport. En die Here het my genade gegeen. En ek is bly om hier te wees. Ek gaan voor ek die woord bedien. Pastoor die Anne Pessel, sy vroukie. Ek is bly julle is hier, dis my vriende. Hulle spesiaal daar van die rand gekom om my te ondersteun. Soos julle my nie wil ondersteun, hulle is nie. Amen. Nou ons gaan vanaand saam wees in die heilige woord, baie lekker gedeelte. Somme hier in Lukas, die tweede hoofstuk vanaf die 8ste vers, gaan ons saam lees. Lukas 2 vanaf vers 8. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oopveld gebly en in die nag voor hulle skape
wag gehou het. En meteen staan 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. En groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie. Want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Tot sover. Nou daar is een tyd in 'n mens se lewe dat jy hoop vir 'n goeie tyding. En dat jy graag deur daardie goeie tyding 'n groot blydskap wil hê. Maar wat vir my getref het hier is dat die Here sê vir die hele volk. Hierdie is nie vir 'n sekere klompie mense nie. Hierdie is vir die hele volk. Wat die Here hierdie goeie tyding bring van groot blydskap. Wanneer het 'n mens 'n goeie tyding nodig? In tye van beproewing, in tye van swaar kry, op 'n tyd van stryd en probleme, ander kere in 'n geweldige siekte, of wanneer jy nog plat geslaan is, of alles verloor het, dan soek jy dat daar ergens in jou lewe 'n lig moet deurbreek. Ek glo dat jy ook al gebid het en sê, Here, wanneer gaan die uitkoms kom? Wanneer gaan u antwoord? Daar's 'n tyd in ons lewe wat ons graag wil hê, God moet die fontein oopbreek sodat dit kan begin borrel en opspuit. Want daar's 'n tyd in ons lewe dat ons begeerte het dat die arm van genade na ons uitgehou moet word. Maar luister vanaand, my broer en suster, na die woord van God vir u. Ek het die Here spesiaal gevra vir u. En die Here het gesê vir u. Hy sê, moenie vrees nie, want kyk, ek bring jy 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Hy sê dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker. Vandag gebore is die verlosser. Vir jou in siekte en pyn, vir jou is gebore die groot geneesheer, die redder, die bevryder, gebore, die wonderwerker, die lig in die duisternis, maar ook die hersteller van gebroke lewens. Die beskermer, maar ook die een wat die tafel kan dek aan die woestyn. Die een wat water uit 'n rots kan haal. Die een wat gekom het om die werke van die duiwel te verbreek. Halleluja. Hy is die wonderbare Christus Jesus wat gebore is. Halleluja. En kom ons gee dit vir die Here so 'n handeklap om hy eer en sê dankie Here dat u gebore is. Halleluja. Halleluja. My broer en suster, want deur hom en deur sy groot en deur sy wonderdade het hy vir u en my 'n goeie tyding gebring van baie groot blydskap. Amen. Halleluja. Amen. Nou, ek het maar vanaand so deur die gehoor gekyk en ek gesien, hier is baie suurprime hier. Ouens wat lyk of hulle vanmiddag 'n suurlemoen gehad het vir 'n middagete. Nou ek wil vanaand vir sê, daar's iets lekkerder as 'n suurlemoen. Begin eet aan die krag van die Here.
Begin eer aan die heerlikheid van die Here. Halleluja. Daar's 'n liedjie wat sê, smile and set the world a smiling. Smile for Jesus every day. Halleluja. En dis vanaand belangrik. Vandat ek die Here Jesus ontmoet het, my broer en suster, het daar 'n kosbare verandering in my lewe plaasgevind. Vandat die Here my pad langs gekom het alles in my lewe nuut geword. En so, my broer en suster, is daar ook vanaand vir elkeen wat hier sit 'n goeie tyding op pad. Jy sê daar, ek het landklaas 'n wonderwerk gesien. Ek het landklaas die hand van God in my lewe gesien werk. Maar ons is altyd so bedrywig met ons eie dinge, dat ons gee nie God 'n kans om by ons uit te kom en vir ons te gee dit wat hy graag vir ons wil gee. Daar's 'n liedjie wat sê, something good is going to happen to you. Wanneer? Nou. Vanaand. Nie môre aan. Moenie wag vir môre of oormôre nie. Vanaand is die aand wat God iets gaan doen. Nou, ek kan nie vanaand skreeuw en spring soos pastoor Stols nie. Hy het al lief. Hy het al die verkeerde drade gemaak. Maar ek wil vir u sê, ek het iets van die Here gekry in my hart om aan jou oor te dra vanaand. Dit wat God vir jou wil doen, wat die Here vir jou gaan doen, wat die Here wil doen. Hy sê, moet nie vrees nie. Ek bring vir jou 'n goeie tyding. Dis iets kosbaar, my broer en suster. En ek wil vir u sê, die Here is hier om vir jou iets te doen wat geen mens nog ooit in jou lewe vir jou kon doen. Geen omstandighede kon doen wat vanaand gedoen gaan word deur die krag van die Here. En luister, ek wil vanaand vir u sê, as die Here jou aanraak, gaan hy jou totale lewe verander. Ek kyk vanaand verniet na my. Ek het nog nooit iemand verander. Maar die God wat ek aanbid, is die God wat af mense verander. Is die God wat my pad langs gekom het. Hy gaan jou omstandighede verander. Prediker, jy weet nie waarvan jy praat nie. Nee, ek verstaan nie. Want as ons vanaand 20 mense hier is, dan het God 20 maniere om te werk. En as die 200 mense, sê God 200 mense se wyse waarop hy gaan werk. En om elkeen het 'n pad om af te raai, om iets te doen, sodat jy die verandering kan agterkom wat God vir jou gaan doen. En jy gaan na hierdie naweek na jou kerk en jou pastoor, en jy gaan sê, dadelik, die Here het groot dinge vir my gedoen. Halleluja. Ons lees hier in die Ou Testament 2 Konings 6 hoe Samaria omring was deur 'n vyandmag. Hulle was so omring dat hulle kon nie kos kry nie. Hulle was rond daar binne en dat al die kos opgeraak het. En wat het hulle gedoen? Hulle het naam van eie kinders geslag. En hulle het hulle kinders gedeel onder mekaar om te eet. En in daardie toestand van hongersnood, toe word die Here beskuldig. En die koning sê, dis die Here se skuld. Jy weet, as ons is geneig is, dinge moes nie ons kant toe gaan nie. Dan is dit altyd die Here se skuld. En ek wil vanaand sê, hier sit mense hier met 'n ellende, want jy glo mos die duiwel, wat vir jou gesê, God het my vergeet. God het my hier in die hoekie gelos. Ek is in ellende. Maar ek het 'n woord van die Here vir jou vanaand. Halleluja. Dus sê wie sal hoor die woord van die Here. So spreek die Here. Môre onder die sulke tyd sal 'n maat fynmeel 'n sikkel en 2 mate gas 'n sikkelkos in die poort van Samaria.
Maar die ander dan, op wie se arm die koning geleen het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kon gebeur. En dan sê hy, kyk, jy sal dit met jou eie oë sien. Luister my broer en suster vriend, in die naam van Jesus, môre sulke tyd, Halleluja. gaan jy dit met jou eie oë sien. Yes, halleluja. Die wat nie glo nie, vertrou vanaand God. Môre sulke tyd, gaan God jou koskas vir jou vol gee. Yes. Gaan die Here jou geldsak vir jou vol. Môre sulke tyd, gaan daardie gewas in jou liggaam opgedroog wees in die krag van die Here. Halleluja. Daardie siekte in jou liggaam gaan verdwyn. Halleluja. Jou huwelik gaan herstel. Jou gees gaan weer lief word. En jou kinders gaan terugkom na die Here. Amen. Wat 'n goeie tyd. Wat 'n geleentheid van groot blydskap. Jy sit ons vanaand hier en wag vir goeie nuus. Amen. Een konferensie toe kom, nie net om konferensie, maar binne in die diepte van jou hart, het jy 'n verlange na God, vir goeie nuus. Halleluja. Hier is mense wat wag. Daar staan 'n vader op sy knie en hy bid vir sy seun. Sy seun het afgekom. Ver weg van God. Sy seun is vernietig. Hy is platgeslaan. Hy het afgedwaal in die wêreld. Vir jare bid die Here Vader. Hy verlang. En op 'n sekere dag kom daar 'n baie verwaarloosde man daar by die hekke. En hy sien hierdie man se klere stikke. En hy sien sy baard is lang. En hy sien sy oë is bloedbelope. En hy sien sy skoene is vol gaten. En hierdie man is honger. En toe die man nader kom, toe sien hy maar dis sy seun. Halleluja. Amen. Ja, halleluja. En hy strek sy hand uit. Hy gee nie om hoe lyk sy seun of hoe ryk sy seun. Dis sy seun. En hy wil sy seun terug. Hy omhels hom. Hy het 'n kalfslag. Hy wil net die beste vir sy seun hê. Maak nie saak hoe die seun die erfporsie hier getrek het. Maak nie saak hoe hy al die goed uitgeleef het. Maak nie saak hoe ver die seun geval het nie. Die seun het 'n ereplek in die hart van sy vader. Ek wil vanaand vir u sê, hier sit hoor, verlore seuns en verlore dogters. U het ver geval. Maar daar wag 'n wonderlike Vader met uitgestrekte arms om jou terug te verwelkom. Amen. En hierdie Vader roep uit, hy sê, my seun, my dogter, kom huis. Halleluja. Kom huis. Maak nie saak waar jy is nie. Maak nie saak hoe jy lyk nie. Maak nie saak hoe arm jy geword het. Kom huis toe. Ek wil vanaand vir sê, daar's baie mense wat
vasgedraai is in die mag van die vyand. Vasgedraai is in sonde en ongeregtigheid. Wat nie meer weet wat ek kan doen. 'n seun en 'n dogter wat skaam is vir wat hulle gedoen het. En hulle weet nie hoe hulle ontvang gaan word. My broer en suster, God gee nie om wie jy is en wat jy is. Kom huis toe vanavond. Hy wag vir jou. Jou terugkom na God, jou thuiskoms, gaan 'n beroering in die hemel bring. Luister wat sê die woord. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat omkeer. Ek sta by 'n begrafnisonderneming so 2-3 maande terug. En een van die dames wat daar werk, sy staan in die gang en wag vir my. En toe instap toe huil sy staan en ek sê van wat is verkeerd? Sy sê pastoor, my seun was op uitgevind, hy sit dwelmslaap. En ek kan niks van doen. Ons nog gebid, ons het dit en ons het dat en ons dat. Sê dit nou. En dan gaan ons wegstuur. En ek sê van maar, ek gaan nou my gebedsgroep vra om te bid. En ek gaan nou vir jou hier bid en ek bid van daar in die gang. En ek sta uit en ek het die gebedsgroep gepraat. En die dinge gaan ons maar net verby. En nou dan stap ek aan en daar staan sy weer. En ek sien sy glimlach en ek sê vir haar, nou, sy sê pastoor, my seun het teruggekom. My seun is verlos van dwelms. My seun dien nou die Here. Sy sê en ek sê vir hom wel, ek is bly, kom saam met my. Hy sê nee maar, ek is nog nie klaar nie. Sy vader was 'n alkoholist. Sy vader het hulle gemishandel van kleins af. Hy het sy pa gehaat met 'n ewige haat. En sy pa is dood. En hy laai 'n graf in die kar en hy het 'n brief in sy hand. En hy ry na die begrafplaas. En hy gaan staan by die graf en hy sê vir sy pa, hy wil net die brief vir sy pa lees. En hy sê, papi, God het my gered. Ek kom vra jou om vergifnis. Ek kom jou vryspreek. Want ek wil hierdie band breek wat kan voortgaan in my familie. Maar vandag is dit verby. En hy sit daar die brief in die grond en hy gooi daar die ding in die graf toe. My broer en suster, ek wil vanaand vir sê, daar by 'n sekere begrafplaas van Gadara kry Jesus 'n man wat duiwel beseerd is. Hierdie man is verskriklik. En hierdie man is besig om die kettinge te breek waarmee hom gebind het. Hy's 'n verwoester. En almal vlug weg. Want hulle kan nie naby hom kom nie. Maar deur die krag van die Gees begin Jesus al hierdie bande van die duiwel los te maak. Die een na die ander band. En hoe meer bande Jesus afhaal, hoe losser en vryer word hierdie man. Elke duiwel wat Jesus uitdrywe, maak van hierdie man 'n groter oorwinnaar. Hy raak opgewonde. Hy word al blyer en blyer. En die jukke en die stompe val van sy lewe af. Hier sit ook vanaand kosbare mense wat deur die duiwel verniel word. Baie mense erken nie maklik as hy slaag kry by die vyand. Maar luister, hier sit mense en die Here het vandag met gepraat oor wat vasgedraai is in die mag van die duisternis. Ja, jy het nie boeie aan nie. Jy het nie kettings nie. Maar jy het nie vrede. Hierdie man van Gadara wil Jesus in sy lewe hê.
En daarom kom hy na die Here Jesus. Die tyd het aangebreek dat jy vrymoedigheid neem. Al fluister die duiwel hoe, al gil hy hoe, al skreeu hy vanaand hoe, luister, dit het tyd geword om by Jesus uit te kom. Dit het tyd geword om by die voet van die kruis te kom. My broers en susters, gee hom die geleentheid om die bande in jou lewe te begin losdraai. Dit het tyd geword om God te soek, want die sien God soek 'n rede, verskoon nog, om iets goed vir jou te doen. God soek 'n rede om 'n wonderwerk te doen. God soek 'n plek waarin dit kan doen, halleluja. En as daar 'n plek vanaand is dit jou liggaam. As daar 'n plek is dit jou gees, halleluja. As daar 'n plek is waar die Here kan werk, is dit in jou huis. Is dit in jou omstandighede, halleluja. Jy sit dalk hier met bande van siekte en bande van krankhede. Maar miskien sit jy met bande van haat, onvergewensgesindheid of bitterheid. Jy is miskien verstrengel in 'n band van rook, of miskien van drank of dwelmgewoontes, ek weet nie. Maar luister, die Here is vanaand in ons midde om jou vry te maak, halleluja. Ek het 'n goeie boodskap vir jou. Ek het 'n blye boodskap van die Here vanaand vir jou. Die Here wil dit graag vir jou doen in hierdie kosbare aand. Want jy is een van die uitgesoektes van die Here, wat die Here lank al gesien het, wat hy raak gesien het, en waarvan hy weet, en daarom het hy jou bestel vanaand in hierdie vergadering, waar hy sy kracht, sy heerlikheid kan uitgee op jou lewe. Halleluja! Miskien het die duiwel jou so verniel. Is afgedaag. En al wat oorgebly is 'n baie onaangename mens. Maar die goeie nuus is, jy moet aan die Here toe kom. Die Here sê jy kom teruggaan wat die duiwel van jou beroof het. Jy moet dit kom terugkry wat die duiwel van jou weggevat het. Al wat jy moet doen is kom klim by die kloue van die duiwel. Sê nou daar vir die duiwel jy is, duiwel, jy het nie meer aanspraak op my siel. Jy het nie meer aanspraak op my liggaam. Jy het nie meer inspraak op my huis nie. Jy het nie meer inspraak op my werk nie. U is die Here God wat my hier uitleid vanaand. Halleluja. Kom, klim uit vanaand uit al die omstandighede en stap uit in die wyd uitgestrekte arms van die Here. Kom ervaar die blydskap, die vreugde van God oor die groot en wonderlike dinge, my broer en suster, wat hy vir u tot vanaand op gedoen het. Amen. Jy bid al jare vir jou kinders se redding. God red hulle. Jy bid vir jou huis, jy bid vir 'n werk. Jy bid vir verlossing. Jy bid vir antwoorde. Maar jy het geen blydskap nie. Word bietjie bly oor wat God doen. As jy die bordjie kos vandag op die tafel sit, jy is bly met die bordjie kos. En die gelede as ander mense met die kos in. Jy is bly as jy gesond is. Jy is bly as jy 'n dak oor jou kop het. Of jy is bly in die kerk. Jy is bly in die woord. Jy is bly met die Heilige Gees. Jy is bly met die bloed van die Here. Ek wonder wat jy dink, wat die reaksie was toe die Here my teruggevalle vader, wat hier in Caldenwal gesterf het, in haftelike omstandighede. En terwyl hy daar dood gelê op die bed, het hy ou prediker gebid en my pa se in die dood het opgewek. En die Here het hom verlos, hy het baie gerook, hy het 'n bollebaan in die nag gedrink. God het hom verlos. En die Here het hom 'n genade tyd van 2 jaar gegee om sy saak met God weg te maak.
Weet jy hoe opgewonde was ons? Daai gang in ons huis was te kort. Want ons het gejubel. Ons het gejuig. Want God het genade gegee. Halleluja. Iemand het die gesin gaan vra van die man wat 38 jaar by die bad van Bethesda gelê. En toe Jesus daar kom, toe die Here opgerig, dis al wat ons lees. En hy het sy bed opgevat. En hy het sy bed gedra. Hy kon nie loop. En daai man het gestaan en op die deur van die top of sy eie huis in. En die ouer, die ma en die pa maak die deur oop. En hier staan hy met die bed ingehak en sy vinger die agter. En hulle sê, o, gaan maar neer in jou kamer. Yes! Halleluja! Nee, dit was goeie nuus. Dat van die een ou man te dra. 4 tot 6 mense, dan dra elke môre daar die ou daar in die bad van Bethesda, nie verder was nie. En nou hoef hulle nooit weer te dra. Hulle hoef nie meer te sukkel nie. Hulle hoef nie te kyk wie die stand is nie. Nee. Ek dink hulle hemel. Ek dink hulle juig. Ek dink hulle is bly. Halleluja. Hulle gee eer aan God wat dit gedoen het. Halleluja. Want hy sê, Jesus het my gezond gemaakt. Halleluja. En wil jy nie vanavond juig, omdat God nou vir jou iets doen. Daar wat jy sit, halleluja. Amen. Sê vir die Here, baie dankie Here, vir wat die Here doen. Halleluja. 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 Ek sien 'n vrou wat daar in die kamer met haar seentjies praat. En sy steek so 'n sakkie onder die bed het. En die sak is vol geld. En daar die geld binne in die sak is opgemaak, pakkies. En sy sê, goedies, julle moet gou maak. Hulle sny toe al die krag af. So vat hierdie pakkie vertaal op die menspad. Maar op die pad is die kerk. Dan stop ek in die kerk aan toe. Dan sê dit pastoor Stolz. Pastoor, hier is ons tiende. Ons het behandelaars tiende betaal, hier is ons tiende. Want die sien bekering begin so. Oplossings begin by God. En hierdie ou vroukie sê van 'n ander, ek gaan nou na die inkomteks kom toe. Paar ons teks. En dan gaan hulle na die huis hier, daar ons die huis hier. Dan gee hulle die groot sak geld, dis 6 maande se agterstalligheid. En dan sal hulle die geld gaan uitpak hier. Dan sê maar, waar kan julle nou skrikke gaan? Ek wil julle môre kom uitsit in die huis. Waar kan julle nou skrikke al die geld? En dan sê die Here sê, ja, want maar gister ons laaste bietjie kos by mekaar gemaak. En dan sou ons nie meer kos gehad. En terwyl ons nog daai op bietjie het, toe stap die profeet van God daar. En die profeet sê, wat gaan hier aan? Sy sê, nou al ons kos is daar. Hy sê, wat het in die huis? Hy sê, so klein en fleksie olie. Ja, maar dit is genoeg vir die Here. Wat jy het, is genoeg vir die Here. Hy sê, man, gaan maar die bure, kry net vir my bakke en bakdromme en enige ding jy in hande kry. Hy sê, man, dis die einde van julle ellende. Dis die einde van julle swaarkry. Dis die einde van julle moeilike omstandighede. En nou spring hier sê van hoek tot hoek, elke huis gaan neer die kanne en bring die kanne. En as hulle dit bring, dan sê die profeet hulle, want julle moet bring wat hierdie olie moet
dit vandag loop. Hy probeer beduie, want hulle vra, hoeveel olie is daar? Hy sê, man, die reservoir van die Here is nimmer eindig. Dink jy, God kan jou nie afneem? Jy ben nie arm God. Die profeet sê vir die engele, maak oop, maak die welk oop, laat die olie tap. Hierdie vrou en haar seuns moet so baie kry, hulle moet somme oud in ons pensioen kry in die week. Want dis ons die Here. Dis die wyse waarop God onderneem. Dis die wyse waarop die Here voorsien. En my broer en suster, hierdie voorsieningsolie van die Here gaan aanhou vloei, selfs vanaand gaan die olie begin vloei in jou hart en in jou huis en in jou kanne en in jou bank, halleluja, en in jou omstandighede, halleluja. Bring jou emmer vanaand, bring het in die geloof, vertrou die Here. Want die Here wat ek ken is die God van wonderwerke, halleluja. Jy sien, ek dink die vrou die koortjie gekend. He is more than enough. He is the God of all people. The all-sufficient one. The God Almighty. En 'n profetiese woord vir jou. Jy wil dit gaan vat. Dis die einde van jou swaarkry. Dis die einde van daardie patroon waar jy is. Dis die einde van die donker kant. Ek sien 'n man hastig stap daar in die straat af. Hy is baie hastig. En iemand loop voor die pad, hy sê, waar is jou pad, ja? Wie soek jy? Hy sê, ek soek na Jesus. Wat wil jy met Jesus van? Hy sê, maar my dochter, die lewe baie sneek aan die kant. En ek wil hy Jesus met wat vaak om by. En die volgende kom daar iemand van die kant van af en die persoon sê, maar moet nie die meester plan nie. Jou dochter kies daartoe. Dis ons idee. Moet nie die meester plan nie. Dis daar te laat. Daar in die slaapkamer sy moeder en sy weet dat die bed van haar dochtertjie wat gesterf het. Hartverskeurend. Terwyl sy daar sit hoor sy 'n wagklok van stemme. Dis gehoude klaar. Sy hoor hulle. Maar haar hart is seer. Maar terwyl sy daar sit, toe hoor sy daar die voordeur klop. En sy sê vir die seentjie, Boetie, gaan maak vir mama die voordeur, want daar is iemand wat klop. Nou mama, hier is dan die mense. Nee, ek verwag die begrafnisondernemer. Die begrafnisondernemer. Hy moes lankal al nie gewees het. En dan hoor sy in die gang die voetstappe wat afkom. En sy luister. Maar dit is nie die voetstappe van 'n ou beklaar. Dis die ou Jacques se voetstappe daar in die gang. Want hy steek ons sy voet.
So dis nie hy nie. Maar die voetstappe wat jy hoor, is die voetstappe van lewe. Sy hoor die voetstappe van lewe. Sy hoor die voetstappe van oorwinning. Sy hoor die voetstappe van blydskap. Sy hoor die voetstappe van iemand wat mag het oor die dood. En hier kom Jairus, 'n man ingestap met saam met hierdie ander man. Sy sê, Jairus, wie is dit? Hy sê, hierdie man, sy naam is Jesus. En hierdie Jesus het gekom om ons droefheid in blydskap te verander. Halleluja. Luisteraar, broer, suster, miskien wou jy nie hierdie preek so gehad het. Miskien wou jy gehad dat ons moes almal die lekker koor dans en rejoice. Ja, dit ook. Maar ek wil net stil word voor God. Kan jy mooi hoor? Hoor vanaand die voetstappe van die Seun van God terwyl hy na jou toe op pad is. Die Here sê vanavond, as jy die geruis van die voetstap hoor, maak net gou. Want die Here het voor jou uitgetrek. Die dogter keer nie mee. Maar toe Jesus in hy kamer instap, toe hoor daar die dogtertjie in haar dood die voetstappe van Jesus. Die man en vrou in die siekbed, luister vanaand na die voetstappe wat aan jou toe kom. Dis die voetstappe van 'n groot geneesheer. Die man en vrou in die moeras van sonde, hy is op pad na jou luister. Voetstappe van lewe. Voetstappe wat kom, sodat hy jou lewe kan verander. Is daar iets wat jy kan hoor? Want hy het stoelkamers vol. En vanaand is die Here hier. Jy gaan nou bly word wanneer God die werk doen. By die belofte. En as die Here met jou gepraat het vanaand, dan stap jy na vorentoe. Die aand het al gewerk in jou lewe. Die vanaand wil jy God met daai werk. Halleluja. Is daar iemand met die Here gepraat? Dankie, stap. Luister na die voetstappe van Jesus. Jou blydskap gaan gedoen word deur die krag van die Here. Nie ek nie, die Here. Hy kom met 'n goeie boodskap. Hy kom met iets wat hy gaan doen, nie ek nie, nie die kerk nie, die Here. Nog iemand? Ek gaan bid. Vanaand is 'n wonderlike aand om die Here te ontmoet. Hierdie is 'n wonderlike aand om die krag van God te leer ken. Halleluja. Die Here wat ek dien, hy kan alles doen.
is reg kom. Vanaand wil die Here vir jou iets doen. En mense kom op en vol, hy skreeu. Maar daai voetstappe is saggies op pad na jou toe. Die Here gaan nie herdoen wat ek nie kan doen. Die Here gaan iets doen wat jou familie gaan bly maak. Die Here gaan iets doen wat die kerk gaan bly maak. Die Here gaan iets doen wat jou opgewonde gaan maak. Ek begin agterkom dat die Here is lief vir jou. Ek begin agterkom dat hy sy hand uitstrek. Oh, halleluja. Dis nou genade. Moenie vrees nie. Elke mens moet een aand en een dag in sy lewe met God pad kruis. Ek is opgewonde met Jesus. Ek gaan bly. En u gaan vanaand bly wees omdat God vir u bly maak. En elkeen wat vanaand weg is, gereed is, staan en op in jou sitplek, steek jou hand in die kosbare mense. Jong man, hoe lang gaan die Here met jou praat? Hoe lang gaan jy speel met God se genade? Dis vanaand genade. Halleluja. Hierdie mense wat voorstaan met 'n belofte. Hierdie mense het gekom vanaand omdat hulle graag die goeie tyding van die Here wil kry. Maak net julle harte oop en gee God 'n kans om te werk. As ek my sin kon kry, het ek baie anders te gepreek. Maar die Here wil aansluit in jou hart. Hy wil aansluit in jou lewe. Daar's 'n dame met 'n geweldige spanning in haar binneste, wat vanaand voel sy kan ontplof. Jesus sê ek het gekom om vrede te bring. My vrede gee vrede. Gaan die Here die saak vir jou oplos. Maar die Here is hier. Sal die wat aan die banke is vanaand af begin bid, want hy steek altaarwerkers. En nou Hemelvader, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, bid ek vir oorwinning. Dankie my God, dat U ons verhoor het. Dankie Here, dat U ons raak gesien het. Dankie Here, dat ook die klein mensies raak gesien is. Die nietige, die wat weggestoot is Here, die wat voel Here, hulle is niks werd nie. Maar U bring hulle in die binnekringe van die koning. En Here, U gee vir hulle sitplek aan die tafel van die ewige God. Here, daarom bid ek vir die herstelling van elke siel. Breek nou elke band, maak elkeen vry in Jesus naam. En laat die oorwinning deurkom, omdat my God oorwinning gee. Ons gee nou aan die Here die lof, die eer en aanbidding. En ek sê prys sy heilige naam. Want my God is groot. U is roemryk. U is wonderbaar. Halleluja. Halleluja. Vader, terwyl die hande opsteek, die Here aanbid, en is besig voor. Jesus gaan nou
werkers. Jesus, Jesus is passing by. Che la bocca scende o montare. Op het moment is wonderbaar. Maar jouw probleem voorbij. Die wat aan die bank is, steek jou hand met de hand aan die naam in de stroom gestorven. Ze verliezen zo heel jong. Ze hebben je op de naam bij jou.
geseënde woord. Mag die Here dit seën elke hand. Maar weet u, ek glo mos dat geloof het voete. Ek glo geloof het hande. Geloof het 'n mond. En as jy dit saam met my glo, dan waai jy jou hand. Soos Paulus aan die einde van die diens. Nou ons sing 'n koortjie, he brought me out of the miry clay. En dan sing ons dit altyd met verwysing na sonde en ongeregtigheid. Maar weet jy, daar is manne en vroue wat vanaand ook in 'n finansiële miry clay sit. Daar is manne en vroue wat vanaand in 'n omstandigheid sit wat vol soos 'n moeder modderput. En as jy dit saam met my glo, gaan jy saam met my staan. Ons gaan ten besluite koortjie saam sing, he brought me out of that miry clay. En ek gaan dit sing met die hele hart. En dan as jy so by die tweede keer kom, die derde keer, gaan jy of eerstens op die wag vir offerande, en dan offer. En ek gaan dit saam met my sing, maar ek wil nie met dit wie dat ons verander met dit en goed so weet. Maar kom ons sing om en as ons daar kom, sal ek die wys. He brought me out of the miry. Ek sê vir die langs jou, ek wil net nie moet weet, hierdie boodskap vanaand, en gesê, he brought me out of the miry. Hy by die kreupele verby gegaan en hy kom in die moddersluit van gestremdheid, van krankheid opgedek. En dan sê hy dit en alles wat hy van is. As jy wil, kan jy so staan en het sê, of jy kan die Here loof vir my van sy. Kom ons sê dit, laat my sê. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my heart today. Praise hallelujah, yes. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. Put a song in my heart today. Yes, song of praise, hallelujah. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my heart today. The song of Wel, ek weet nie, maar ek dink ons gaan dit weer sing. Ek sal dit maklik maak. Ek sal aanvaar dat u nog nie kan glo wat die Here vir jou gedoen het nie. Dus hoekom nie dit nie met oorgawe sing. Maar ek dink u gaan dit vir iemand sing. In my broer nie verskyn. Ons kies altyd die maklikste een om het voor te sing. Jy gaan na iemand toe loop en jy gaan het vir hom sing. He brought me out of the miry clay. En as jy dit glo, dan verwag ek getuienisse wat God gaan doen. Sal jy dit saam met my sing? Kom ons sing dit so, een of twee maal saam, voordat ons dit plek neem.